Sjoe, dis koud vanoggend. Het jy 'n kombers? Is daar nog oor? Sit maar styf teen liefie. Nie iemand anders se liefie nie. My vrou, jy moet vir jou kombers kry asseblief. Ek weet julle gaan nie dadelik verstaan as ek dit nou sê nie, maar ek weet wat dit vir my beteken het toe ek onlangs hierdie boek gelees het. The Awe of God. Boek wat geskryf is deur John Bevere. Nou julle weet ek lees nie baie boeke nie, so jy kan maar 'n bietjie afslaan daarop as ek 'n boek lees. Ek het so 'n bietjie 'n studie begin doen van die boek en al die Bybelse waardes wat daarin vervat is. En in die volgende paar weke glo ek, as jy erns maak met dit wat die Here vir jou sê, en dit wat hy vir ons gaan sê in hierdie tyd, kan dit jou lewe verander. En ek weet, dit raak ook so 'n bietjie van 'n geuite sê ding, om te sê, as jy nou doen wat die Here sê in hierdie spesifieke teksgedeelte, of as jy doen wat, dan kan dit jou lewe verander. Maar ek wil vir jou regtig sê, as jy erns maak met dit wat ons in die volgende paar weke met mekaar gaan praat uit die woord van die Here uit, kan dit jou lewe verander. As jy meer passie het oor Jesus en oor die dinge van die ewigheid as wat jy het oor enigiets anders, as dit vir jou moontlik is, moenie die volgende paar weke se leringe mis nie. Kom ek begin met 'n paar vrae, dalk net om julle so 'n bietjie meer te interesseer in dit waaroor ons gaan praat. Die eerste vraag is jy tevrede met hoe naby jy aan die Here lewe? Jou intimiteit met die Here elke dag. Is jy tevrede? En as jy soos die meeste van ons is, myself ingesluit, is jy waarskynlik nie tevrede nie. Die meeste van ons wil graag 'n meer intieme verhouding met die Here hê, en 'n meer intieme verhouding met hom lewe. En hierdie reeks gaan jou help om agter te kom wat nodig is, as ons nader aan die Here wil leef. Tweede vraag. Is jy dalk soms hartseer oor geliefdes of vriende of familie wat weggestap het van hulle geloof af? Ken jy so iemand? Ek doen. George Barna, 'n bekende kerknavorser, het 'n intensiewe studie gedoen tussen die jaar 2000 en 2022. En hy het bevind dat meer as 40 miljoen Amerikaners weggestap het van hulle geloof. Nou, ongelukkig is die meeste statistieke in die wêreld wat bekend is gewoonlik van Amerika, maar ek het al 'n bietjie gekyk hierna, want ek het al baie sulke statistieke met julle gedeel. En ons land se bevolking en die bevolking van 'n land soos Amerika, daar's baie ooreenkomste. Hy sê 20 van hierdie 40 miljoen was praktiserende Christene, wat nie praktiserende Christene geword het. Met ander woorde, hulle kom nie by mekaar in openbare plekke meer nie, soos hier nie. Hulle kom nie in die openbaar by mekaar om te bid nie. Hy sê 20 miljoen van die 40 miljoen, as jy net so 'n bietjie druk op hulle sit, sal hulle nog steeds sê dat hulle Christene is. Maar hulle kom nie by mekaar soos hier nie, of in 'n gebedsbyeenkoms, of op enige ander plek nie. Nou, dis wat gewoonlik die statistieke so 'n bietjie deur mekaar krap, nee, is mense wat sê dat hulle Christene is, wat dit nie is nie. Hoekom sê jy is jy 'n Christen? Wat maak van jou 'n Christen? Is dit omdat jy Sondag aan die kerk sit? Die ander 20 van die 40 miljoen
is uitgesproke, onthou hulle was almal gelowiges. 40 miljoen mense wat afvallig geraak het. Die ander 20 miljoen is nou uitgesproke ongelowiges, agnostikuste, ateïste, mense wat ontken dat God bestaan, of ontken dat dit bewys kan word dat God bestaan. Dink vir 'n oomblik daaroor. Skokkend. Paulus maak 'n baie kommerwekkende stelling in 2 Tessalonisense 2 vers 3. Hy sê, luister mooi wat hier staan, hy sê, dink vir 'n oomblik hieroor, laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek nie. Jesus Christus sal nie weer kom. Voordat die laaste afvalligheid gekom het, en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het. Afvalligheid, wetteloosheid. Hoor wat sê die Amplified. Nog beter. For that day will not come except the falling away of those who have professed to be Christians has come. Mense wat gesê het dat hulle Christene is, wat afvallig geword het. Mense wat nie meer omgee vir hulle eerste liefde nie. Paulus het dit voorspel. En almal van ons word daardeur geaffekteer. Of ons sien dit in die wêreld om ons, of ons is deel daarvan. Ons gaan hierna kyk in die volgende paar weke, en as jy erns maak hiermee, kan dit jou red daarvan om nie een van hierdie statistieke te word nie. Om nie een van die afvalliges te wees nie, een van die wat net nie meer omgee nie. Derde vraag. Is daar voortdurend gewoontes in jou lewe wat jy gereeld oorspyt is? Is jy 'n Christen wat gewoontes in jou lewe het, wat die Here nie 'n behae in het nie, en jy vind jouself heeltyd op 'n plek waar jy daaroor spyt is? Wel, indien daar is, gaan ons in hierdie reeks ook kyk na die krag wat die Here vir ons gee om ons rug te draai op hierdie tipe gedrag in ons lewens. Is jy reg vir so 'n reis deur die woord? Billy? Reg. Willem? OK, hier gaan ons. As ek met julle vandag kan deel 'n verborge optrede. Ons praat vandag net ter inleiding, maar as ek met jou 'n hoë morele standaard kan deel, 'n deug, kom ons noem dit 'n deug. Die Engels sê 'n virtue. Wat die sleutel tot die lewe is. Wat die doel van jou bestaan kan ontsluit, wat die teenwoordigheid en die voorsienigheid en die doel van jou Skepper in jou lewe kan innooi. Die wortel van edele karakter, die fondasie van alle geluk, iets wat harmonie voorsien in jou lewe op daai plekke waar daar nie harmonie is nie. As ek so iets met jou kan deel, en jy kan dit omhels, en jy kan dit jou eie maak, en jy kan dit najaag, kan dit goeie gesondheid verseker. Dit kan jou lewe verleng. Dit sal sukses en veiligheid verseker. Dit kan 'n edele nalatenskap verseker. Nou, jy het nou klaar of jouself gesê, daar is nie so ietsie. Dit is onmoontlik. Daar bestaan nie 'n gedrag van sulke hoë standaarde. Geen mens kan sulke standaarde handhaaf wat hierdie tipe van uitkoms waarborg nie. Wel,
Dit lyk my tog of een van die bekende skrywers van die Bybel nie met ons sou saamstem as ons so voel nie. Een van die manne met die meeste wysheid wat ooit die aarde bewandel het. Hy het nie net hierdie woorde geskryf nie, maar hy is gesalf deur die Here om hierdie woorde te skryf. Hy is grootgemaak deur sy ouers met hierdie deeg waarvan ons gaan praat. En hy het dit omhels. Hy word 'n baie wyse leier. Hy lei uiteindelik miljoene mense. En hy was so suksesvol in sy leierskap dat konings en koninginne gekom het om van reg oor die wêreld af gekom het om na hom te luister, om te kyk en te sien wat se prosesse het hy in plek gestel, wat se sisteme het hy in plek gestel in sy land. Sy rykdom het so groot geraak dat silwer waardeloos geraak het. Daar was skielik so baie silwer dat dit net nie meer waarde gehad het nie. Elke familie in sy nasie het hulle eie huis gehad, hulle eie mooi tuin gehad. Daar was geen armoede nie. Geen werkloosheid nie. Geen welsyn nie. Hy was 'n briljante man. Maar met verloop van tyd het hierdie deugde en gawes wat hy ontvang het begin vervaag. Hy het afvallig begin raak. Hy het daarvan af weggestap en hy het eintlik maar net wys geword in sy eie oë. Hy het geval van 'n groot en wyse leier tot 'n baie pessimistiese en 'n baie siniese mens. Om die waarheid te sê, het hy in hierdie siniese toestand van hom 'n boek geskryf en hy het gesê alles is so vervelig dat niemand enige mening in die lewe kan vind nie. Salomo sê, die geskiedenis herhaal homself maar net en daar's niks nuuts onder die son nie. Wat verkeerd is, kan nie reggemaak word nie en die dag van jou dood is beter as die dag waarop jy gebore is. Wie skryf sulke goed? Net 'n negatiewe en 'n siniese mens kan sulke goed skryf. Maar gelukkig het hy nie in hierdie toestand gesterf nie. En ons hoef ook nie. Jy weet waar jy trek. Jy weet waar jy trek in jou verhouding met die Here. Jy weet waar jy trek in jou siening van die lewe. En as dit nie goed is nie, hoef jy nie so te sterf nie. Hy het herstel uit hierdie toestand van hom uit en aan heel einde van die boek van Prediker skryf hy, in die laaste hoofstuk, skryf hy 'n paar keer dat jy moet dink aan jou Skepper. En heel aan die einde in Prediker 12 vers 13 staan daar, skryf hy, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Wat sê hy? Vrees God. Wat word van ons verwag? Vrees God. Die vrees van die Here is hierdie verborge skat. Dis hierdie verborge deug waarvan ek net nou gepraat het. Wat jou hele lewe kan verander. Mense probeer nog altyd van vrees al weghardloop, asof dit nie bestaan nie. President Franklin Roosevelt het gesê, the only thing to fear is fear itself. Maar is hierdie obsessie oor vrees enige iets akkuraat? Ja, dit is. Daar is 'n ongesonde vrees wat by baie mense bestaan, Mense vrees byvoorbeeld 'n tekort aan finansies en hulle begin by mekaar maak. En hulle is bekommerd oor finansies tot die dag wat hulle doodgaan. By ander mense bestaan daar 'n vrees dat jy jou huweliksmaat gaan verloor en dit laat jou naderhand optree dat jy jou huweliksmaat so versmoor dat dit jou huweliksmaat van jou af wegdryf. Ongesonde vrese. Maar daar is nie net skadelike vrees nie, daar is ook voordelige vrese in ons lewens, waarmee ons almal bekend is. Die vrees om van 'n 800 meter diep kraans af te val tot jou dood toe. Wat maak dat jy natuurlik versigtig genoeg is om nie binne 'n meter van daai afgrond of die rand van daai kraans af te beweeg nie. Jou vrees vir 'n leeu, wat maak dat jy nou nie die welpie van die
van die leeu met Smarties sal voer of soets nie, nee. Die vrees om jou hand te brand wat maak dat jy die wysheid het om jou vrou die vuur te laat aansteek. Gesonde vrese, maar selfs hierdie vrese kan te ver gaan. Want as jy 'n leeu so baie begin vrees, sal jy nooit enige ander dier sien nie, want jy sal nooit in die wildtuin kom nie. So die vraag is seker eintlik, wat vrees jy die meeste? Wat vrees jy die meeste? Ek dink is 'n wyse vraag om te bedink, om ernstig te oorweeg, want dit kan baie vrug in ons lewens openbaar, teweegbring, produseer. As ons kyk na heilige vrees, die vrees van die Here. Die Here praat hier oor in Jesaja 33 vers 6. Hy sê, die vrees, daar staan, die vrees van die Here sal sy skat wees. En dan staan daar in Jesaja 11 vers 3, hy, dit is Jesus, het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. Jesus vind vreugde in die vrees van God. So ons sien hier, die vrees van die Here is God se skat. En ons sien, dit is ook die vreugde van Jesus, die vrees van die Here. In Filippense 2 vers 12 sê Paulus, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Ons verlossing word volwasse in vrees en bewing. Daar's meer as 200 teksgedeeltes wat verwys na hierdie heilige vrees waarvan die Bybel praat. En tog sê sommige mense, nee, kan nie bestaan nie, want daar's mos geen vrees in die liefde nie. Nee, daar staan in 1 Johannes 4 vers 18. Maar volmaakte liefde dryf die vrees buite. So, daar kan nie, vrees is 'n Ou Testamentiese ding, sê party mense. Maar ons moet verstaan dat die vrees van die Here eintlik 'n skat is, wat baie van ons kan help in die lewe. So kom ons probeer die vrees van die Here definieer. En die eerste ding wat gesê moet word is dat die vrees van die Here is nie om bang te wees vir die Here nie. Dis nie wat dit beteken. Dis tog nie moontlik om 'n nabye en intieme verhouding met iemand te hê vir wie jy bang is nie. As ons na Moses kyk, en toe hy die volk van die Here uit Egipte uitgelei het, was die eerste plek waarheen hy hulle geneem het nie die beloofde land nie. Die eerste plek waarheen hy hulle geneem het, was na die berg Sinaï, né? Dis waar Moses met die Here ontmoeting gehad het. In die brandende bos, né? Hoekom sal Moses die volk vanuit Egipte wil bring in die beloofde land in, sonder dat hulle die een wat die belofte gemaak het, ontmoet het? As jy die mense in die beloofde land inbring, sonder dat hulle die beloftemaker ontmoet het, dan sal hulle die beloofde land net as 'n ideologie sien. Die Israeliete is pas verlos uit Egipte, waar hulle as slawe baie hard gewerk het, onder baie slegte omstandighede, baie swaar gekry het. En wat wil hulle die hele tyd doen? Hulle wil terug gaan Egipte toe. Hulle verlang heeltyd terug Egipte toe. Terwyl Moses het in die mooiste huis op die planeet gebly. Sy skoonpa was die mees skatrykste man in die wêreld en hy het geen begeerte gehad om terug te gaan Egipte toe nie. Hy sê nooit ek wil terug gaan Egipte toe nie. Hoekom nie? Want hy het een ontmoeting gehad met die Here, die lewende God. En daardie ontmoeting van hom met die Here by die brandende doringbos het veroorsaak dat hy nooit teruggekyk het na Egipte toe nie. Hy wil die Israeliete bring na hierdie berg toe om dieselfde ontmoeting met God te hê as wat hy gehad het by die brandende bos. En toe hulle uitbring om God te ontmoet,
het hy met God op die berg, het hy hierdie private ontmoeting. Moses, daar staan in Exodus 19 vers 3 en 4, staan daar, maar Moses het opgeklim na God toe en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. En luister dan wat sê hy, en dat ek julle op arensvlerke gedra en julle na my toe gebring het. Die hele plan en die doel wat die Here gehad het met die volk Israel wat uit Egipte uitgekom het en die plan en die doel wat die Here het met ons wat uit die wêreld uitgekom het, is om julle en my na homself toe terug te bring. Die Here was so opgewonde om hulle te ontmoet. Jy kan nou self indink, vir 400 jaar in slawerny gewees in Egipte. En die Here kan nie wag om homself aan sy kinders bekend te stel nie. Hy het 'n vaderhart. Hy het nog altyd 'n vaderhart gehad. Maar toe die Here op die 3de dag van die berg af gekom het en die volk sy teenwoordigheid beleef het, was dit so oorweldigend vir hulle dat hulle gebewe het en op 'n afstand gebly het, toe hulle die vrees van die Here beleef het. En Moses sê vir hulle in Exodus 20:20, wees nie, luister wat staan hier, hy sê, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So, wat sê hy nou hierso? Hy sê, wees nie bevrees nie, sodat die Here kan sien of die vrees van die Here in julle is. So wat sê Moses hier? Klink so 'n bietjie of hy in stryd met homself is. Nee, hy probeer net sê, daar's 'n verskil tussen wat dit beteken om bang te wees vir die Here en die vrees van die Here. Daar's 'n verskil. Iemand wat bang is vir die Here het iets om weg te steek. Daai julle wat het Adam gedoen? Die oomblik toe hy ongehoorsaam was in die Here, het hy weggekruip vir die Here. 'n Persoon wat in die vrees van die Here leef, het niks om weg te steek nie. So iemand wat wegkruip vir die Here, wat bang is vir die Here, is eintlik iemand wat bang is dat die Here agterkom wat in jou lewe aangaan. Maar iemand wat niks het om weg te steek nie, so iemand, hoor hier, is eintlik bang om nie naby die Here te wees nie. Is dit hoe ons lewe? Is dit hoe ons lewe lyk? Is dit hoe ons lewe lyk in alle omstandighede, dat ons bang is om nie naby die Here te wees nie? Of is dit oukei om soms 'n bietjie ver van die Here af te wees, wanneer ons tussen ons vriende is, of kuier, of wat ook al? Of is daar altyd in ons hierdie ding wat ons bang maak om nie naby die Here te wees nie? So die eerste definisie van vrees van die vrees van die Here is om bang te wees, om eintlik angsbevange te wees, om nie naby die Here te wees nie. Nou, dis baie moeilik om 'n definisie te gee van die vrees van die Here. Dis eintlik, dink ek nie 100% moontlik nie, maar ons gaan probeer. Dis amper soos om te sê die liefde van die Here is geduld en goedhartigheid. Dit is die liefde van die Here, maar dis verseker nie al wat die liefde van die Here is nie. Vir baie jare hoor ek gelowiges sê dat die vrees van die Here gaan net daaroor om ontzag vir die Here te hê, om eerbied vir die Here te hê. Nou, dis soos om te sê die liefde van die Here is geduld en goedhartigheid. Dis miskien een definisie van liefde, maar van die liefde van God, maar dis nie die volle definisie nie. So om te sê die vrees van die Here is net ontzag of eerbied is eintlik nie reg nie. Dit is soos om liefde te beskryf soos wat ek het nou net beskryf het. Maar kom ons begin met 'n skrifgedeelte in Hebreërs, wat ek dink 'n goeie plek is om te begin.
Hebreërs 12. Vanaf vers 12 tot 28. Hier staan: Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het. Dit staan in die Nuwe Testament, né? Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar, in die ander vertaling staan, laat ons God welbehaaglik dien. Hoe moet ons hom dien? Met eerbied en ontzag. In die ander vertaling staan met eerbied en vrees. Soos hy dit wil. Want ons God is 'n verterende vuur. Ons sien hierdie twee woorde hier, eerbied en vrees. Die vrees van die Here kan nie net eerbied wees nie, dit kan nie net ontzag wees nie. Nou, ons moet weet, die woord eerbied is eintlik 'n baie akkurate vertaling. Die woord the awe of God. Baie akkurate vertaling, want goddelike vrees het bevat letterlik in die Hebreëus, bevat dit die woord ontzag of eerbied. So, die definisie van hierdie woord gaan ek vir julle nou gee in die oorspronklike Webster woordeboek. Nou, julle weet hoe beskryf 'n woordeboek 'n woord in sulke frases. So, luister hier daarna en dan vergeet julle daarvan, want dit moet julle mind nie te veel rappel nie, want dit is nogal skrikwekkend, maar die woord, die ontzag of die eerbied van die Here, fear, dit beskryf dit as fear, dread inspired by something great or terrific, to strike with fear and reverence, to influence fear, terror and respect. Nou, ek weet dit klink oorweldigend en selfs so 'n bietjie vrees aanjaag, maar onthou, die vrees van die Here dryf ons nie weg van die Here af nie. Dit moenie iets wees as ons hoor daai beskrywing en vertaling en verklaring. Dis nie iets wat ons wegdryf van die Here af nie, dis iets wat ons nader trek aan die Here. So moenie skrik vir dit wat ek nou gelees het nie. Paar definisies, kom ons kyk vandag. Net om hierdie reeks mee af te skop. Om God te vrees is om hom bo enige iets of enige iemand te ag. Om God te vrees beteken dat ons liefhet wat hy liefhet en wat ons haat en dat ons haat wat hy haat. Dit beteken nie ons hou nie van dit wat hy haat nie, dit beteken ons haat wat hy haat. As jy sê jy haat daai klomp sondaars, dan leef jy nie in die vrees van die Here nie, want die Here het daai klomp sondaars lief. Die Here het hulle lief. Die Here haat die sonde wat hulle doen, maar hy haat nie die mense nie. As ons in die vrees van die Here leef, dan is dit wat vir hom belangrik is, vir ons ook belangrik. En dit wat nie vir hom belangrik is nie, is ook nie vir ons belangrik nie. En as ons mooi oor ons hele lewe gaan dink wat dit aanbetref, is daar so baie goeders wat ons ewe skielik besef. Ons hou ons dalk op met goeders wat vir God nie belangrik is nie. Om die Here te vrees is om hom die lof te gee wat hy verdien. Nie die lof wat ons dink hy verdien nie, maar die lof wat hy werklik verdien. Om God te vrees is om hom alles te gee wat aan hom behoort. Dis om sy woord en sy teenwoordigheid, wat ek glo hier is vanoggend, ons volle aandag te gee. Ons volle aandag te gee. Om die Here te vrees
is om hom te gehoorsaam. Dis nie net 'n begeerte nie, maar dis 'n inwaartse krag wat ons dryf om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Om hom te gehoorsaam. En so kan ek aangaan. Die vrees van die Here vorm ook ons woorde en ons aksies. Die manier wat ek optree wys hoeveel vrees het ek vir die Here. Dit wat ek sê wys of ek regtig in die vrees van die Here leef. Goed, ek gaan klaarmaak en net kyk na 'n paar voordele daarvan om in die vrees van die Here te leef. En die eerste een is ons moet weet, dit is die sleutel. Dis die sleutel tot 'n intieme verhouding met die Here. Ons het in die begin onsself die vraag afgevra, wil ek graag nader aan die Here leef? Wil ek in 'n meer intieme verhouding met hom leef? Dit is nie moontlik sonder om in die vrees van die Here te leef nie. Dit is die sleutel. Ons gaan sukkel om Bybel te lees. Ons gaan sukkel om te bid. As ons nie verstaan wat dit beteken om in die vrees van die Here te leef nie. Tweede voordeel is, dit is die begin van wysheid en insig en kennis. Alles wat ons nodig het in ons lewens, né? Dit gee 'n vooruitsig. Dit gee vir ons goddelike leiding. Om in die vrees van die Here te lewe gee vir ons insig en kennis en wysheid. Hoeveel van dit het ons nie elke dag nodig nie? Dit help ons ook om in ons volwassenheid in ons verlossing te bereik. Om in die vrees van die Here te leef. Hier is so een of twee wat dalk vir nou 'n bietjie vaag gaan klink, ons gaan baie meer daaroor praat. 'n Vierde een is, dit lei tot ware, antieke, autentieke heiligheid. Ons gaan lekker daaroor praat. Wat doen die vrees van die Here nog tot ons voordeel? Dit verseker 'n ewige nalatenskap. Dit skep selfvertroue, vreesloosheid, sekuriteit in ons lewens. Dit verswelg alle ander vrese. Om in die vrees van die Here te lewe, kanselleer alle ander vrese. Dit gee vir ons identiteit. Ons identiteit in Christus word bevestig as ons in die vrees van die Here lewe. Julle, dit staan alles in die Bybel. Alles wat ek nou vir julle noem, staan in die woord. Daar is meer as 40 duidelike beloftes net vir hulle wat leef in die vrees van die Here. Die vrees van die Here bied aan ons die bystand van engele. En klomp ander beloftes, voordelige beloftes vir ons. Alles beloftes van ons Skepper, as ons net kan leef in die vrees van die Here. Die vrees van die Here duur vir ewig. Dit sal nie tot niet gaan nie. Dit sal nooit verdwyn nie. Dis ook 'n belofte. Ek hoop regtig dat julle saam met my opgewonde is oor dit wat die Here vir ons gaan leer oor die vrees van die Here. Ek is persoonlik baie opgewonde hieroor. Ek sal vir die van julle wat wil, daar is 'n hele 42 3-minute boodskapies op YouTube, wat jy elke oggend as jy wil na kan luister in jou stilte tyd. In hierdie reeks oor wat John beweer, net so 3 minute opsomming maak van die dag oor the awe of God. As jy toegang tot YouTube het, gaan soek dit net, jy sal dit kry, 42 stukkies van 3 of 4 minute. As jy nie toegang het nie, of jy wil dit graag hê, of jy wil hê iemand moet jou daaraan herinner, dan stuur jy vir my net 'n boodskapie na my WhatsApp toe. Ek sal vir jou elke oggend 5:30 daai 3 minute stukkie stuur.
as jy dit wil hê. Sorg net dat jy toegang het tot YouTube, laat jou kinders of jou kleinkinders net help, laat jy daai app of toepassing op jou telefoon het. Dan sal jy dit ontvang. Maar laat weet my net jy wil dit hê, of laat weet die kantoor en ek sal sorg van môreoggend 5:30 af, sal ek laat jy dit kry. Reg? Amen. Amen. Here, baie dankie dat U ons net vanoggend weer kom herinner dat ons nodig het om te verstaan wat dit beteken om in die vrees van die Here te leef. En Here, ons het geen groter begeerte as om in U vrees te leef nie. Om bang te wees, om nie naby U te wees nie. Om bang te wees om nie te doen wat U wil hê ek moet doen nie. Om bang te wees om my lewe so in te rig dat U dat dit nie so sal lyk dat U nie 'n baat daarin het nie. Om bang te wees, Here, om nie vir U so lief te wees soos wat U ons lief het nie. Dankie, Here, dat ons almal wat hier sit vandag kan getuig daarvan dat ons waarskynlik die volle waarheid ken van dit wat in die woord vervat is. Ons sit al vir jare en jare in kerke reg oor ons land. En dalk sommige selfs oor die wêreld. Ons het nie 'n verskoning, Here, om U lief te hê as ons eerste liefde nie. Op grond van dit wat U vir ons gedoen het. Ons kom bely vanoggend opnuut, soos wat ons net nou ook gesing het. Ons glo dat Jesus Christus die Here is. En ons kom bely vanoggend dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het. Dat hy opgevaar het na die hemel. En dat hy nou aan U regterhand sit, Here, en dat hy intree vir ons. En dat geen beskuldiging wat die vyand kan maak teen ons by U kan bly staan nie, omdat Jesus Christus reeds alles vir ons gedoen het nie. Aan U, Here, al ons lof, al ons dank en al ons aanbidding. Mag U verheerlik word in die volgende paar weke, Here, as ons regtig soekend is na wat dit beteken om in U vrees te lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.